Enige iemand se chocoladeballetjie al gebreek? Niemand nie. As ons het vir die maand gegeet, was het dan al gebreek. Belinda pak hulle daar op ons bed uit om elkeen in 'n sakkie te sit en 'n kaartjie daaraan vas te sit. En ek het gou die rugby hoogtepunte gekyk en ek vat die mou toe ek so loop en ek gooi hom so op die bed en toe ek so omdraai, toe lyk die twee so. En ek het regtig 'n sprits gedoen. Ek dink sy weet dit, sy is gelukkig nou klaar uit. En gelukkig was al genoeg. Maar ma soos 'n chocolate. Ma sal altyd probeer om ten spyte van alles dit net 'n bietjie beter te maak. Ma sal van haarself nie net 'n bietjie gee nie, maar die meeste gee. Om alles beter te maak. En ek hoop dat jy vanoggend, ek wil amper sê net vir 'n oomblik van jou kinders en van almal kan vergeet en net vir 'n oomblik fokus op jouself. En ek wil weer vir jou sê, as jy 'n mamma is, dan is jy die beste. Ek vra nie wat het jy gedoen nie, ek vra nie waaroor is jy alles spyt nie, ek vra nie wat het glad nie. Jy is die beste, dis wat jy is. Want God het jou gekies. En ek wil hê dat jy dit vandag sal besef. Nie hoe jy voel nie, nie wat jy dink nie waarvan jy oortuig is nie. Jy is. As God jou kies, dan is jy. En ons gaan nou op 'n punt kom, ek ken baie mammas wat 'n begeerte het om, of baie vrouens wat 'n baie groot begeerte het om 'n mamma te wees, maar wat nie een kan wees nie. Vir verskillende redes. En jy gaan nou sien dat God jou ook gebruik. Op 'n baie unieke manier, op 'n baie spesiale manier. En ek sê dit nie net om, ek wil amper sê dit lig te maak of net weg te troos of iets nie. Glad nie. Jy is nodig. Inteendeel, daar's kinders wat jou meer nodig het as wat enige ander mamma dalk nodig is. En ek wil hê dat jy dit vandag sal besef. In hierdie chocolate balletjies wat niemand van julle nou kan sien nie. As jy met daar in die melk gegooi het, gaan jy sien binne-in is chocolate poeier en daar's marshmallowtjies in en daar's 'n klomp goed in. En niemand van julle gaan dit sien nie, net ek kan dit sien want ek het 2 gebreek. Dis al hoekom ek dit kan sien. En ek wil net vir die paas vra, nie vir die kinders nie. Vir die paas vra. Het jy al gesien hoe lyk jou vrou as sy breek? Party al weg. Party vlug. Party dink dis beter om vir 'n paar uur uit die huis uit te kom. Party maak soos daai oue boerse vrou, toe sê hoe sal jy maak as 'n vrou kwaad is? Toe sê jy gooi die skoen so by die deur in. As die skoen uitkom, dan weet hy moet nog 'n bietjie buite bly. As die skoen binne bly, dan dink hy kan maar ingaan. Maar baie van ons breek wanneer ons vrouens breek. Dis nie lekker nie. Dis glad nie mooi nie. Dis net niks lekker nie. Niks. En ek weet baie van ons sit en sê, nee, ek weet en ek het al soveel keer gebreek en ten spyte van dit alles. En dis hoekom ek sê, ek wil nie eens vir die kinders vra nie. Ek wil nie dat hulle skuldig voel nie. Hulle moet nog vir mamma hierna gaan bederf. Maar soms breek 'n mamma. So iemand wat dit weet, ons praat nou nie met die mammas nie, hè. So iemand wat weet soms breek 'n mamma. En om hierdie te herstel gaan werk kos, gaan moeite kos. Die persoon wat dit gemaak het, dink ek weet nie of sy hier is vanoggend nie, ek kan nie so vinnig sien, maar ek dink nie sy gaan dit baie waardeer as sy weet ek het 2 met 'n DStv remote gebreek nie. Want dis nie waarvoor hy gebruik is nie. Ek kan dit nog gebruik en heel waarskynlik gaan, hè. Maar dis nie wat moet gebeur nie. En as jy met 'n mamma maak wat nie met 'n mamma moet gebeur nie, gaan sy breek en jy gaan dit moet regmaak. Dis net hoe dit is. Dit gaan werk vat. Dit gaan nie maklik wees nie. En hoor wat ek vanmôre sê, die een wat haar gemaak het, kry ook seer as sy seer kry. Ons almal weet wie het mammas gemaak. God se hart breek ook
wanneer 'n mamma breek. En gaan kyk 'n bietjie veral in Spreuke. Hoeveel keer vergelyk God sy eie emosies met 'n moeder se emosies? Gaan lees bietjie, ons gaan een of twee van daai verse nou lees. Daarom wil ek jou vra, ek wil nie laat skuldig voel nie, ek wil nie vir jou sê jy is sleg nie. Al wat ek vir jou wil vra is, wees net versigtig. En indien een van die mammas se chocoladeballe nou breek op pad huis toe, as jy hom dalk in jou handsak gooi en jy vergeet dit, hardloop by die huis in, want die hoender brand in die oond of wat ook al. Daai gevoel wat jy kry, ek hoop in 'n mate dat ons in die toekoms vorentoe so sal voel as 'n mamma breek. En so ruk terug, sê ek vir iemand, as ons werklik 'n verskil wil maak in ons gemeenskap, net in ons gemeenskap, kom ons sê net in Kosterbomgewing, hoef ons nie elke liewe Bybelvers uit ons kop uit te ken nie. Ons moet net 2 of 3 van die Bybelverse wat God vir ons gee, begin toepas. En een van hulle sal wees om werklik jou vrou lief te hê. Om werklik jou ma lief te hê. Dit al klaar sal hierdie gemeenskap totaal verander. Want alles val uit mekaar uit, omdat ons nie respek en liefde vir ons vrouens en ons moeders het. En dan praat ek nie net van, ek praat van ons almal. Dan besef ek hoe belangrik dit is en hoekom God soveel klem daarop lê. Daarom wil ek jou vandag vra. Die soetheid van 'n ma. Jesaja 66 vers 13 kom en hy sê, soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos. Dis God wat hier praat. Soos 'n ma 'n kind troos. Nou kom ons wees eerlik, paas, en ek dink ek sê elke jaar met Moedersdag, as een van my kinders seer kry, en ek is eerste daar, dan gee ek my beste. Ek maak beloftes waaroor ek later spyt is, enige iets dat hulle net moet ophou. Maar as mamma in die omtrek is, dan wil hulle mamma hê. Klaar. Is net hoe dit is. Jy kan maak wat jy wil. Jy kan die beersie dra, jy kan enigiets doen. Op daai stadium is dit net 'n spesiale liefde wat kan doen, wat 'n ma se liefde kan doen. En hier kom God, eerste keer, en hy vergelyk hom, en hy sê, soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek jou troos. As jy 'n ma is, en ek het voor die diens gebid en gesê, ek dink nie as 'n ma verstaan altyd hoe sy voel, en waar emosies en alles is nie, ek dink nie so nie. Ek is bly ek hoef dit nie te verstaan nie, maar ek dink nie alle ma's weet jouself nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, God weet. En die soetheid van 'n ma vergelyk God en sê, net soos 'n ma dit doen, so sal ek dit doen. So punt nommer 1 wil ek jou aanmoedig. As jy kan troos, ek weet jou tiener wil nie meer, jy moet hulle kliphard by die skool troos nie, ek weet dit. Ry net eers om die hoek, dan kan jy dit doen, dan gaan hulle okay wees. Maar elke keer wanneer jy troos, dink net vir 'n oomblik, God vergelyk iets wat hy doen, met iets wat jy doen. Dis mooi. Die tweede punt, die voedende rol van 'n ma. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as ek nou regtig sien, binne na 'n baie lang week, lang naweek enigiets gehad, dan kan ek net ry vir 'n fit snack chocolate gekoop. Sy kan nie wees. Dan vat sy daai sterk chocolate en dan smelt sy hom in die mikrogolf. Ek weet nie hoekom nie, dis wat sy doen. Van 'n kakkie. En dan eet sy hom met 'n teelepel. En 'n halfuur na daai sterk klaar is, dan lyk sy totaal anders. Nou, ek wonder hoeveel van ons onthou en herken, dat jy kan hoe moedeloos en moeg en gedaan wees, maar net so 'n halfuur in jou ma se teenwoordigheid, dan lyk alles anders. Dan voel alles skielik anders daar. Dan weet jy in 'n mate dat iets gebeur. En ek weet, meer as die helfte van julle wat hier sit, se mammas is al in die hemel. Meer as die helfte.
En dis juist daai gevoel wat God inplant in elke mamma. Die eerste ding wat meeste mense altyd sê is, as ek net so 2 minute nog kan gesels. Galasiërs 5 vers 22 kom, en hy gebruik die resep wat ek dink God in elke mamma geplant het. Ons as mans moet dit probeer doen. Meeste van die goed kom van self, vir mammas. En julle behoort Galasiërs 5 vers 22 te ken. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, en gelukkig sê hy, heel laaste, selfbeheersing. Nou dink gou 'n bietjie mooi, as jy aan 'n mamma dink. Liefde, blydskap, vrede. As jy 3 kinders soos ek het, maak jy die helfte van jou lewe net vrede. Sonder om kant te kies. Ek weet nie hoe maar dit doen nie. Ek kies kant, sy doen nie. Ek weet nie hoe doen sy dit nie. Vrede, lankmoedigheid. Ek is lankal geïrriteerd. Dan troos sy my en hulle. Dan moet sy my en hulle kom weer. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis die resep. Ek dink wat God en mammas net geplant het. Soos ek sê, ons as mans moet dit probeer doen. Kom ons ruil gou die rolle om. Is daar enige iemand wat kan sê dat die meeste van die mans wat jy ken, loop oor van liefde? En dan praat ek van opregte liefde. Maar nou nie jou hand opsteek nie, mamma, anders gaan jy nou moeilikheid kry. Nee, ek doen nie. Blydskap, vrede. 5% van die mans in ons samelewing verstaan vrede, dink ek. Dis amper die teenoorgestelde. Maar God omplant dit in 'n mamma. Punt nommer 3, beskermende bedekking. Ek het 'n paar keer gevra om asseblief daai chocolate op te pas. Efesiërs 6 vers 18 sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak om met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Ek wil vanmôre vir elke mamma sê, elke keer wanneer jy die gevoel kry van ek is nie goed genoeg, ek weet nie wat, ek weet nie waarheen, ek weet nie hoekom, ek weet nie. Wil ek jou kom herinner dat die Bybel vir jou sê, gaan smeek net by die Here. Maak nie saak vir wat dit is. Ek het op 'n stadium, baie jare terug, toe ek nog met die tieners gewerk het, op 'n stadium vir klomp van hulle ouers gevra, is daar enige ouers wat glad nie bekommerd is oor hulle kinders nie? Nou, ons het van net tieners gepraat, dis die ouderdom van 13 en 19. En in ons hele tienergroep, was daar 2 mammas wat gesê het, ja nee, sy is daar nie te bekommerd nie. Die res het almal gesê, ek is baie bekommerd. Nie bietjie nie, baie. 'n mamma is een van daai mense, selfs wanneer jy super suksesvol is in dit wat jy doen, dan voel dit soms my, hulle vind nog steeds iets waaroor hulle bekommerd is. Dit kan hoe goed gaan met jou. Daar sal nog steeds iets wees wat sy in 'n mate in haar hart voel waaroor sy bekommerd is. En dan dink ek soms, nee mamas, nie net fout vind nie. Dit gaan goed. Dan sy bekommerd dat dit moet aanhou goed gaan. Want dis was altyd iets. En op 'n stadium toe kom ek agter, ek dink dis net 'n ma se hart wat soveel omgee dat dit net moet goed gaan. Dat daar net sal vrede wees. Niemand kan vurig lief hê soos 'n mamma nie. Ek weet nie wie van julle kan onthou nie. Baie keer, en dit was in my nog 'n groot ding gewees, baie keer dan as jy so amper tiener is, dan wil jou ma of jou ouma of iemand jou so op jou voorkop soen. Die eerste ding wat jy dink is,
Hoor wat sê 1 Petrus 4 vers 8. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. En toe snap ek iets. Ek dank die Here dat my ma my vurig liefhet. Anders sou sy my nie so baie kon vergewe soos wat sê. Nee, ma's. Die feit dat jy jou kind so liefhet, is die rede hoekom jy sekere goedjies maklik vergewe, wat papas nie doen nie. Daar's baie mamas hier vandag wat weet hoeveel keer hulle al hulle kinders beskerm het, wat as pappa moes geweet het. Hoekom gaan vra kinders altyd vir mamma? Sal mamma vir pappa vra of? Want mamma sal jy houe vat. En as pappa sê nee, dan sê sy, ag maar jy weet hulle was dan nou reg so hierdie week gewees. Niemand het gevra of dit stout was nie, maar mamma gooi dit net in. En as pappa by sy nee gebly het, dan kom sy by die kinders en sy probeer dit op die beste moontlike manier oordra, dan sê sy vir jou, maar my kind, gaan nou vanmiddag, dan gaan gooi jy gou die swart sakke uit. Hoekom? Want mamma probeer vir jou advies gee, dat pappa kan skuldig voel en dat hy eventually sal sê ja. Hoe 'n mamma al die planne uitdink ek weet nie. Ek dink baie van dit kom net van self. En dan doen jy al die dinge en dan sal mamma nog steeds aanhou. Papa, dink jy gesien, hy het nooit die swart sakke uitgegooi en die honde kos gegee en gras gesny. En mamma is anders. Mamma, ek is so bly en ek is dankbaar, my mamma is by die see, so vir die wat gewonder het waar sy is by die see terwyl ek werk, maar ek en sy daai gesprek gehad, is okay. Daar's 'n soetheid van die Heilige Gees en ek wil hê elke mamma, elke vrou moet gou luister. Net soos chocolate tussen 'n klomp mense. As ek 'n slab koop, ons deel hom tussen 'n klomp mense. Gaan 90% van die mense wat direk aan daai slab. Glad nie wonder wie het hom betaal, wie het hom gekoop, waar sy gekoop, hoekom is hy gekoop, vir wie was hy gekoop, jy gaan nie. Dankie, ja, dankie. Maar baie mooi wat ek sê. Net so is daar baie kinders daar buite, wat nie omgee wie se mamma jy is, waar jy gaan, waar jy vandaan kom nie. Al wat hulle van jou kry, is jou liefde. En daar's duisende kinders daar buite, wat nodig het om van jou liefde te kry. Duisende. Jy gaan nooit weet of hulle dit waardeer het nie. Hulle gaan nooit wonder wat jy is nie. Al wat hulle gaan kry is jou liefde. Sal. Gaan nie vir hulle saak maak, hoekom nie? Dit gaan nie vir hulle saak maak, het iets gekos nie. Al wat vir hulle gaan saak maak is, ek het liefde gekry. Dis al. Soos iemand wat een blokkie van die slab kry. Maar ek wil jou kom om te herinner, onthou. Een blokkie is nooit genoeg nie. Hulle gaan nog soek. Maar ek dank die Here dat jou liefde nooit kan opraak nie. 'n Mamma se liefde kan nie opraak nie. Die laaste punt, nalatenskap. Elke chocolate het 'n sekere smaak. Ek het iewers deur die nag wakker geword, toe gaan haal ek gou Belinda se boks chocolates uit, haar favorite boks chocolates, wit chocolates. Ek sit hom so langs haar bedkassie. As sy haar oë oopmaak, dat sy kan sien hoe. En ek het alles so mooi beplan. En toe word Joshua eerste wakker. En die eerste ding wat ek doen is, ek vlieg op want ek ken vir Joshua. Hy sal op sy heel beste stilste daai boksie baie subtiel oopmaak.
En net kyk of daar dalk een in is. Nou moet onthou, is 'n vol boks wit chocolates, die binnekant is so loperige wit chocolate. Hulle is gunsteling. Maar gelukkig die word sy opwag. So toe Joshua so smaal, so 'n bietjie gesak en sy sê, dis myne. Maar ek is in my hart oortuig, iewers vanmiddag gaan Joshua ook weer kry. En ek ook. Maar daar's 'n sekere chocolate, jou gunsteling. En maak nie saak hoe lank terug jy van daai chocolate geëet het, jy kan presies onthou hoe dit proe. Dis hoekom dit jou gunsteling is. My maat op 'n stadium in Israel gaan kuier by haar suster, en toe eet sy chocolate daar, en sy sê sy wens sy kan daai chocolate in Suid-Afrika kry. Ek wil vandag vir jou sê, dit maak nie saak hoe lank terug jy van mamma of van ouma se liefde gekry het nie. Dit sal altyd jou favourite bly. Maak nie saak hoeveel generasies terug dit is nie. It will always be your favorite. Dis die realiteit. En ek weet, baie moeders daar, veral en vaders daar, baie van hierdie goedes, is nie vir almal die beste dag van die jaar. Dit is nie. Dit is vir baie 'n moeilike dag. Dit is vir party mense dag wat hulle glad nie wil vier of herdenk nie. Maar dan wil ek jou weer kom herinner. Dit gaan nie net oor nou nie. Dit gaan oor 'n nalatenskap. En hoor hoe mooi sê Psalm 127 vers 3 dit. Hy sê, kyk, kinders is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Jy's deel van God se erfdeel deur jou mamma. Met ander woorde, daar's iets wat jy van God gekry het, wat jy deel met jou mamma. Maak nie saak waar sy is, hoeveel generasies terug dit is nie. Ek wil weer sê, as dit nie vir 2, 3, 4, 5 generasies terug was nie, was jy nie hier nie. En jy's deel van God se plan. Die Here het jou vir jou mamma gegee en jou vir mamma ook. Jou mamma vir jou gegee vir 'n spesifieke plan, spesifieke doel. Julle is vir mekaar gegee. En ek weet daar's baie wat sal sê, Dion, jy verstaan nie. Ek kan nie. Dan wil ek jou net kom herinner. God weet. Ek weet nie, jy weet nie. Maar God weet. Miskien wil ek afsluit en vir jou vra. Hoe lyk die nalatenskap wat jy nalat? Hoeveel liefde is daarin? Hoeveel blydskap, hoeveel vrede, hoeveel lankmoedigheid. 'n Ma se liefde moet deurslaan van generasie na generasie. Daarom wil ek jou kom herinner, jy is die beste, want God het jou gekies. Hy het jou gekies, vir jou mamma, en jou mamma vir jou gekies. Die vraag is nie, hoe lyk dit nie? Die vraag is nie, hoekom, hoeveel kos dit nie? Ja. God het jou gekies vir haar. Jy is deur God gekies. Dit is al wat saak maak. As jy vandag weet, dat jou mamma 'n mens wees, sy hot chocolate balletjie gebreek is, wil ek jou gaan vra, gaan werk daaraan, en maak dit heel. Niks is onherstelbaar waar God by is. Want by God sal alle dinge moontlik wees. Ek wil afsluit met 'n storie wat vir my baie moeilik is. Ek het 'n vriend wat redelik na my was, ek weet nie die Kaap.
En dit is regtig iets wat ons albei mee gestoei het vir baie jare. Hy het 'n groot pad en 'n moeilike pad met sy ouers gestap, maar veral met sy ma. En die meeste van die tyd is dit maar so nie altyd nie, maar die meeste van die tyd dat seuns nader aan hulle ma's is en dogters nader aan pa's, dit is nou maar net so. En dit was vir hom moeilik geweest, dat sy ma op 'n stadium toe hy jonk is net verdwyn. En elke keer wanneer daar soos die kom, dan van sy hartseer tot die dag wat hy getroud is. Die dag wat hy getroud is, sê hy met sy toespraak, sê hy wil net vir die enigste ma in sy lewe dankie sê, toe verwys hy net na sy skoonma toe. Hy sê, want ek het geen ander ma in my lewe. En ek stel nie belang om enige ander ma te hê, ek het net een ma. En ek wat deelnis het gedink, is nou nogal moeilik, ek verstaan hoekom, ons kom 'n lang pad, die hele laerskool en hele hoërskool saam. En een dag, toe gesels ek en hy, en ek sê vir hom, het jy al ooit vir jou ma gebid? Hy sê, nee, ek stel glad nie belang. Ek sê, nee, moet daar nie probeer opspoor nie, moet daar nie niks doen. Al wat ek vir vras, het jy al ooit vir haar gebid? Nee. Ek sê, al waar hy sê ook nie oor jou, al weet jy niks van mekaar, het jy al vir gebid? Nee. Ek sê vir hom wel, weet jy wat, ek wil jou vra om te probeer om vir haar te bid. En dit was maandelang, sukkel. En elke keer, dan word hy kwaad, dan word hy hartseer, want dit is nie lekker. Hy kry 'n oproep. Ek dink ek was alleen Koster gewees. Dit is baie jare terug. Kry 'n oproep. Hy moet 'n persoon gaan uitken wat gesterf het. Hy sê, wie is die persoon? Sê vir hom die naam van, hy sê, o my ma. En die oomblik toe die woorde sê, my ma. Toe swaar dit hom vir die eerste keer in sy lewe, want hy nog nooit die woorde, my ma, oor sy lippe gesê. Nou bel het my en sê vir my, ek wil dit nie gaan doen, ek sê vir foto's stuur sal jy dit doen, ek sê, ek sê nie vir gebid, ek sê, maar my het, ek is toe maar saam met hom soen toe, maar ek het nie ingegaan. En hy kom uitgestap, en hy is, amper sê, heeltemal uitgehuil. Hy sê, vandag het ek iemand gesien, wie ek wens, ek jare terug ontmoet het. Want toe hy haar gaan uitken, toe gee hulle vir hom 'n brief, wat sy ma geskryf het, jare terug. En hom om verskoning gevra, en gesê, hoeveel keer sy vir hom gebid het, op sy troue het sy op Facebook die foto's van kyk, wou nooit kom en wou niks doen. So lang brief van jare. Die mooiste is, die heel mooiste is, hy het haar in persoon nooit geken. Maar alles wat sy in die brief geskryf het, is alles goed, wat hy vandag van ander mamas sê, hy graag in hulle kinders wil sien. Daai ouer het 'n passie vir mamas. Hy sy hele lewe het verander van daai dag af. En al wat ek vir hom kon sê is, onthou net, God het jou mamma vir jou gegee. Ook om hierdie pad bestap het ek geen idee nie, ek weet nie. Ons het baie gebid. Ons het alles probeer doen onder die son. Hoekom hy daai pad bestap, weet ek nie. Maar vandag help hy mamas. Amper sê dis sy bediening. Die mamas wat in moeilike verhoudings met hulle kinders sit. Hy speel middelman om vrede te maak tussen ouers en tussen mamas en kinders. Dis al wat hy doen. As hy hoor daar's 'n mamma wat sy kinders kwaad is, dan maak hy vrede. Hy gaan praat met die kinders. Hy vertel sy storie, hoe hy gevoel het. En so maak hy vrede. Laas week toe praat ek met hom, toe sê ek vir hom, doen jy dit nog? Toe sê dis al wat ek doen. Nou hy het op 'n stadium getel, ek weet nie hoeveel was nie, maar oor die 2000
verhoudings tussen mamas en kinders wat hy al herstel het. Oor die 2000 van stikkend gebroke na 'n ongelooflike bediening om verhoudings tussen mamas en kinders te herstel. Dit het my geïnspireer soos min dinge. As jou mamma gebroken is, gaan bid. Punt nommer 1. Gaan bid vir haar. Punt nommer 2. Moenie jou hart verhard nie. Dit is 'n lang pad. Dit is 'n seer pad. Dit is regtig. Maar laat toe dat God die werk doen. Kom ons sê dit maar. Here, dankie dat ek vandag 'n geleentheid het om miskien net soos Martin vir soveel mense te kan sê, dis nie die moeite werd om jouself te verhard nie. Dankie dat ek die geleentheid gehad het om self saam met hom te kon sit en baie van sy seer te kon saam met hom deurgaan, om te kan besef dat hy sy hele lewe lank regtig gehunker het na 'n regte liefdevolle mamma. Vir hom het hy nooit in sy lewe, nie een dag van sy lewe, eenheid in 'n gesin ervaar nie. Maar Here, net soos die bonatuurlike wonderwerk wat hy in sy lewe gedoen het, en wat hy in meer as 2000 mamas se lewens sal gedoen het. Net so kom bid ek, dat ons in hierdie gemeenskap mamas sal help, sodat hulle harte kan herstel. Here, U weet, ek het al soveel keer gesê, in 'n mate verstaan ek wanneer 'n man op straat bly. Ek verstaan dit in 'n mate. Maar Here, wanneer ek 'n vrou sien wat op straat bly, breek dit my nog elke keer. En ek wil nie vertrou dat U ons sal help mamas se harte te kon herstel. Jammer vir die kere wat ons so ons harte verhard. Ek weet, dis nie 'n maklike pad nie. Ek weet, dis nie sommer net iets wat verdwyn nie. Maar al wat ek vra is, Here, dat ons net vir hulle sal bid, en net ons harte nie sal verhard. Dis al. Help ons om mamas te vergewe, en help mamas om hulle self te kan vergewe, sodat God hulle weer kan herstel en oprig. Mag elke mamma wat hier is, sy hart weer blom van liefde. Mag die vrug van die Gees weer volkome in elkeen van hulle word, soos wat U dit in hulle geplant het, Here. Mag elkeen van hulle se nalatenskap jare later nog steeds duidelik sigbaar wees. En dankie vir 'n geleentheid wat elkeen van ons het, om een of ander manier deel van 'n mamma te kan wees. Iets dat ons kinders is, iets dat ons eie mamas is, maak nie saak wat dit is nie. Elkeen van ons is op een of ander manier in 'n mamma se lewe betrokke. Help ons om verantwoordelikheid op te neem om in daai mamma se lewens hulle lewens te kon volmaak. Dankie dat U self vir ons gegee het, sodat ons kan een wees met U. Dankie dat U meer as een keer op verskillende maniere in die woord mamas gebruik as voorbeeld hoe U na ons kyk. En mag elke mamma haar kop oplig en weer na self begin glo, want God het haar gekies. Haar kinders is 'n geskenk uit God se hand en ons erfdeel. Daarom bid ek dat hulle weer sal trots wees op hulle self en op hulle kinders. Elkeen.
God chose you to be you. God het jou gekies om jy te wees. Mag jy versterk, mag jy vul met liefde en oorvloed. En mag hy jou gebruik om vir ander kinders ook 'n deel van die liefde te kan gee. In Jesus naam.